Goeiemôre, baie welkom by kerk. Ons het die afgelope 2-3 weke as gemeente, maar ook as Weier Christelike gemeenskap en Christelike kerk Jesus se dood en opstanding gevier en herdenk. Ons het verlede naweek saamgekom in Guildford wat ons as gemeente ook dit saam kon vier. En hierdie traumatiese gebeure rondom Jesus se dood en opstanding raak ons almal. En dit raak die hele wêreld. En dit het nie opgehou nie, dit het nie gestop by opstanding Sondag nie, want Jesus lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend as gemeente so mag saamkom, so mag stil word voor U. Here, dankie dat ons met oop harte hier mag sit en weet dat U die God is wat lewe. En dat elkeen van ons vir U belangrik is, Here, en dat U met elkeen van ons op pad stap en op 'n unieke manier in elkeen van ons se lewens werk. Dankie dat U nog nie klaar is met ons nie, Here. Here, dankie dat ons in hierdie tyd kon stil staan by 'n kruis, kon opgewonde raak by 'n leë graf, kon U opstanding en U oorwinning oor die dood kon vier saam met ander gelowiges. Dankie vir die impak wat U het in mense se lewens, in my lewe, in die lewe van my mense, Here. Dankie dat ons na U toe mag kom en ons harte vir U kan kom oopmaak. Dankie dat U met ons praat uit die woord uit en dat hierdie woord niet in elkeen van ons se lewens gaan werk. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons lees vanoggend saam Lukas 24 vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vrou gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want is amper aand. Die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover.
Nou die interessante vraag wat hierdie storie op ons tafels kom neersit, is waar is jou Emmaus? Waar is die plek waartoe jy gaan as dinge nie vir jou uitwerk nie? As die lewe swaar is en moeilik is, as jou drome nie waar word nie, as die Here nie jou gebede beantwoord nie. Hierdie disippels loop weg van Jerusalem af met die vraag, met die frustrasie, ons het so gehoop dat dit hy was. Ons het so gehoop dat die Here my gebed gaan beantwoord. Ons het so gehoop dat die Here vir ons sal gee. Ons het so gehoop dat die Here gaan deurkom in hierdie moeilike situasie waar ons is. Ons het so gehoop dat die Here hierdie groot verskil gaan maak. En nou is hy dood. Waar is jou Emmaus? Die disippels, die twee disippels wat op pad is Emmaus toe, se storie is op soveel vlakke ons storie. Dis 'n storie van ontnigtering en teleurstelling. 'n Storie van stikkende drome, van gebreekte hoop, van opgee op Jesus en van wegloop. Dis 'n storie van toekoms en planne wat gaan verander, wat nie gaan uitwerk soos ons dit wou gehad het nie. Soos hulle sê, ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Ons moet onthou dat hierdie disippels deur 'n baie moeilike tyd is. As mens kyk na die opbou van die kruisiging, na die kruisiging, al die trauma en hartseer en emosies wat hulle moes beleef het. Die wreedheid van die kruis self. Hulle sê iemand wat by 'n kruisiging was, sal nooit na die prentjie van die wreedheid daarvan uit hulle koppe uitkry nie. Dit maak 'n indruk op jou lewe wat jy altyd met jou gaan saamdra. So ons moet verstaan, daar's geweldig baie trauma, daar's geweldig baie emosies in hierdie disippels se harte. En nou is daar nog ekstra stories van vrouens wat kom en sê die graf is leeg. Van vrouens sê hulle kry nie vir Jesus nie. En hierdie laaste klompie weke moes hy tol op hulle geëis het. En net mense, hulle was net mense met doodgewone emosies. Hulle was mense wat die trauma ervaar en beleef het. Mense wat wil opgee, wegloop vir wie die lewe te veel word, geloof te moeilik word en te veel vra. En dan is hulle oplossing, kom ons loop weg, kom ons gaan Emmaus toe. Hulle sê self, dat soveel van hierdie goed wat hulle nie verstaan het nie. Soveel van hierdie goed wat Jesus gedoen en deurgegaan het wat nie vir hulle sin maak nie. Soveel goed wat hulle gedwing moet word om te herinterpreteer, want hierdie prentjie wat hulle van Jesus het, is verkeerd. Soveel keer is ons daar, het ons hierdie spesifieke verwagting van hoe Jesus is, of hoe ons moet wees, en nie net om teleurgestel te word, net om te ontdek, maar daar's iets anders. Soms is ons situasies waar mense wat ons vertrou, ons seermaak, mense wat ons gedink het, of wat ons glo, of wat ons weet vir die Here lief het, goed aan ons doen, wat ons soms wonder, maar hoe werk dit, as ons gelowiges is dit nie veronderstel om anders te wees. Daar's op soveel vlakke, verstaan ons die teleurstelling, verstaan ons die frustrasie, verstaan ons die hartseer, die opgee. Waar is jou Emmaus? Want enige een van ons wat al op hierdie punt in jou lewe is, waar jy hierdie emosies ervaar en beleef het, of hierdie teleurstelling deur is, of hierdie ontnigtering in die oë moes kyk, sal presies weet waarvan ek praat. As God nie deurkom nie, en gee, en antwoord, en red, en nie situasies omkeer nie, en soms net nie sin maak nie. Maklik raak dit om weg te loop,
om op te gee, of om net nie meer te kom nie. En Emmaus toe te gaan. Waar is jou Emmaus? Hoe goed ken jy die pad soontoe? Maar die interessante van hierdie verhaal is dat die pad Emmaus toe is waar God kom en saamloop. Dit is op hierdie pad wat hy ons ontmoet. En met al ons pyn en hartseer en teleurstelling en bekommernis en twyfel en vrae wat ons elke dag mee saamdra, waar hy ons ontmoet, nes ons is. En Emmaus is, in hierdie pad na Emmaus toe is waar ons uitgedaag word om nie te dink oor wat ons glo. Waar ons Jesus onverwags ontmoet en raak sien. En waar twyfel skielik nie die einde van die pad is nie, maar net die begin van 'n nuwe pad wat Jesus met ons wil saamloop. Want Jesus lewe. Was jy al op hierdie pad, Emmaus toe? As die disippels teleurgesteld wegloop van 'n kruis en 'n leë graf en van mede-disippels, kom stap Jesus saam. En aanvanklik herken hulle hom nie. Soos iemand hier skryf en sê, Jesus is present when we don't recognize him. Jesus is nie net skielik daar as my oë oopgaan nie. Hy is al lankal daar, hy stap al die heel pad saam. So maklik mis ons, ekskuus tog, so maklik mis ons die dieper simboliese betekenis hiervan. Dat daar die heeltyd vreemdelinge op ons pad is. En ons sien hulle nie raak nie. Ons loop verby, ons luister nie, ons mis Christus in ander mense. So maklik gebeur dit. The world is full of strangers. And if we are to see Christ, it will be in some stranger's face that he comes. Christ comes to us in ordinary moments and ordinary people, but our blindness, our grief, our distractions, our self-centered expectations prevent us from seeing him. Alles in hulle lewens maak dat hulle Jesus nie raak sien nie. Wat is daar wat maak dat jy Jesus nie raak sien nie? Dat jy Jesus miskyk. Dat jy nie verwag dat Jesus op hierdie stadium, op hierdie oomblik daar by jou is nie. En dan is dit in ons geval nie net trauma en hartseer en teleurstelling en probleme nie, daar is ook ander goed, daar is ook lewens wat so vol geword het, lewens wat so besig is, dat daar nie plek is vir die Here, vir die lewende Here nie. Wat maak dat ons nie die lewende Here verwag nie, nie met die ingesteldheid leef dat daar waar ek besig is, Jesus is ook daar nie. Jesus forceer nooit sy teenwoordigheid op mense af nie. Ons kan kies of ons Jesus wil innooi. Ons kan kies of ons die oë van ons hart wil oopmaak om hom raak te sien. Hy wil inkom in ons huise, in ons lewens, in ons huwelike, in ons verhoudings met ons kinders, na ons werke toe. Hy wil inkom, hy is klaar daar. Maar dis ons keuse of ons hom gaan innooi. Dis ons keuse of ons met hierdie lewende Here gaan rekening hou. En of ons eenvoudig gaan wegstap en maaste. Aangaan met ons eie goed. Hoe gaan hulle oë oop? Wat maak het hulle hom skielik raak sien? Dan twee goed in hierdie storie. Die een is, al wat Jesus doen, as hy met hulle begin praat, dan vat hy die skrif, en hy breek die skrif hulle oop. Hy werk het van 'n kant af met hulle deur. Want die antwoorde lê daar. Wie Jesus is, lê daar.
wat hy in ons lewens wil doen, wie hy vir ons wil wees, lê daar. Gaan terug soontoe. Lees dit weer. Gaan lees dit weer. Want alles gaan oor Jesus en hoe hy is en wie hy wil wees. En dit steek hulle harte aan die brand. Hulle sê self, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het nie. Sê nou maar net, Jesus steek in jou hart 'n vlammetjie aan. Sê nou maar net die woord wat jy lees, die skrifgedeelte wat jy lees, steek vanoggend in jou hart 'n vlammetjie aan. Wat gaan jy doen? Waartoe gaan jy gaan? Wat gaan jy maak as die oë van jou hart oopgaan? Tweede ding wat hulle miskien geswaai het, is die hele idee dat Jesus gaan saam met hulle in die huis in, en dan breek hy die brood. En dalk sien hulle vir die eerste keer die spykermerke in sy hande raak. Of dalk vat dit hulle terug na die aand voor sy kruisiging toe hulle nagmaal gedoen het. Toe hy vir hulle brood gegee het. Maar die punt is hier, die doodgewone oomblik van saam eet word heilig. Want Jesus is daar. Jou saam eet vanmiddag, vanaand, môreoggend, saam met jou kinders, saam met jou gesin, al waar jy alleen is heilig, want Jesus is daar. It was not their eyes that were open, but their hearts. Dalk is dit waarvoor ons moet bid. Here, maak die oë van ons harte oop. Verander ons harte. En skielik is Jesus se opstanding vir hulle reël. Want hulle sien hom. En hulle praat met hom. Skielik is Jesus vir hulle reël, want hy stap saam, hy is daar. Hy is hier in brood en wyn. Skielik is die woord nie maar net 'n ou boek wat die dominee van vooraf lees nie, raak dit lewendig, want ek ontdek my verlosser in hierdie boek. Want dis waaroor dit gaan. En ons moet skuif, want hierdie Jesus is reël. En sy opstanding is nie net bedoel vir Paasnaweek en opstanding Sondag nie. Sy opstanding is nie net bedoel vir eendag as ons doodgaan nie. Dit is bedoel vir hoe ons nou lewe en hoe ons nou na mense kyk en mense hanteer en in situasies optree, want hy is hier. Hy lewe. En ons is almal uitgedaag om te vra wat ons met ons Emmause gaan doen. Ons te keuse. Want die pad Emmaus toe, jy kan wegstap van Jerusalem of jy kan terugstap. Jy kan besluit, ek maak my los van hierdie netwerk, of ek gaan terug en ek connect met hierdie Jesus wat lewe, met hierdie community van gelowiges wat saam met my op hierdie journey is. Nie alleen nie. Jesus stap saam. So ek bid vir jou. Ek bid dat jou oë sal oopgaan. Ek bid dat jy, daar waar jy op hierdie pad van teleerstel, op hierdie Emmaus pad is, dat jy sal raak sien, Jesus stap saam. Hy is daar by jou. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie heilige oomblik. Hierdie oomblik waar U die oë van ons harte wil oopmaak. Om U raak te sien. Om U vas te gryp. Om by U te wees. Here, U ken elkeen van ons se pad Emmaus toe. U weet wat die goed wat maak dat ons wil wegstap, wil opgee. Wat is dit wat ons nie verstaan nie? Maar dankie dat U ons nie los nie.
Dankie dat U kom saamloop. Dankie dat U lewe, en nie net op 'n Paasnaweek nie, maar ook 'n week, 2, 3, 4 weke later, ook elke dag van ons lewens. Maak die oë van ons harte oop om U raak te sien. Asseblief, Here, ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons het 'n geleentheid om vir die Here te dien ook met ons offergawes. Julle sien 'n klomp opsies hierso. Ons het julle bydraes nodig om hierdie bediening te doen. En ons waardeer elke penny wat julle vir ons gee. Mag die Here julle ook op so 'n manier gebruik in hierdie wêreld. Kom ons dien die Here met wat ons gee. Ek wil hierdie erediens afsluit om vir julle die Here se genade toe te bid. Ek bid dat jy is op jou Emmauspad vir die Here sal raak sien. Ek wil bid dat hy die oë van jou hart sal oopmaak. Nie net vir jouself, maar vir elkeen wat saam met jou daar leef. Ek wil bid dat jy sal ontdek, die Here is elke tree saam met jou. Amen. Nugs